Goeiemôre broers, susters. Ons luister verder na die woord van die Here uit Matteus 23. Dan luister ons daarvan vers 23 af. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsters, want julle gee tiendes van kruisemint en anys en koljander. En die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsters, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsters, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Ons luister tot hier. Die Here Jesus berispe die fariseërs en die skrifgeleerdes, skynheiliges, dat hulle die wet so verafgod om te pas by hulle eie verheerliking. Hier handel dit oor die gee van tiendes. Hulle gee meer as dit wat deur die gee van tiendes gebod vereis word. Hulle gee meer as olie en mos en koring, ooreenkomstig Numeri 18. Dit is vir die onderhoud van die priesters en die leviete. Hulle gee ook tiendes van kruisemint en anys en koljander. So wil hulle vroomheid aan die samelewing bewys, dat hulle bewonder sal word, dat hulle godsdienstig is, ver bo die gemiddelde godsdienstige. Maar dan, hulle vra nooit nie, is dit wat God wil? Daarom moet hulle uitkom by dit wat vir God die swaarste weeg, en dit wat vir God die swaarste weeg, dit is geregtigheid en barmhartigheid en betroubaarheid. Wanneer die Here Jesus hulle hier ontbloot, hy praat nie teen die gee van tieners, en hy praat teen die skynheiligheid in die gee. Hulle gee en hulle lewens getuig van ongeregtigheid en onbarmhartigheid en onbetroubaarheid. Daarom dat hulle beskuldig dat hulle die muggie uitsif, sodat die muggie nie in hulle monde kom nie. Die muggie is onrein en onrein word nie. Hulle doen dit. Maar hulle sluk die kameel in. Die kameel wat ook onrein is. Hulle is soos 'n beker. Buite pragtig skoon en binne vol roof en skelm handelondernemings. Soos witgepleisterde grafte buite mooi, binne vol doodsbenery, benere en onreinheid. Hulle lyk buite so godsdienstig, maar binne is hulle dood vanweë hulle liefdeloosheid. Die Here Jesus het dit nie teen hulle gee nie. Hy het dit teen hulle oor dit wat in hulle harte is, en dat hulle gee net skyn is. Uiterlik is hulle heilig en vroom, en innerlik is hulle korrup en gierig. So baie sake word Christelik genoem in ons tyd. Dan is dit nie werklik Christelik nie. So ook die kerk, heilig, algemeen Christelik. En so ook hulle wat deel van die kerk is, predikers, voorgangers, lidmate, uiterlik, heilig en vroom. Almal wens hulle kan soos hulle wees, so gelowig, so godsdienstig, maar dan, eintlik, is hulle onrein en korrup en gierig. Die Here Jesus kyk deur die skrifgeleerdes en fariseërs en skynheiliges, en oor hulle sê hy, wee julle, blinde fariseërs, ellende wag vir julle. En so kyk hy na sy kerk. Elkeen wat glo, elkeen wat getuig, elkeen wat ly, dit wat werklik in die hart is, en waarvan die mond en die hand getuig. Kom ons bid saam.
Ewige God, ons Vader wat in die hemele is, dankie dat ons in hierdie oggend so vir U mag stil raak, kan weet U is by ons. U het ons deur die nag gedra, en wanneer ons hier vandaan ons dag gaan lewe, is ons nie vir 'n oomblik alleen nie, dat U by ons is, of dit donker is en of dit lig is. Ons bid U, leer vir ons 'n reine hart, dat ons altyd sal vra dit wat U wil is, U geregtigheid. Ons bid U dat U vir ons barmhartig sal maak, dat U ons getrou sal maak, dat die woorde van ons mond en die denke van ons harte vir U aanneemlik sal wees, dat ons die groot dinge, dit wat saak maak, nie sal weglaat nie. Ons bid dit tot eer van U groot en heilige naam, naam van Jesus alleen. Amen. Mag U 'n baie geseënde dag hê.